Welkom op Caledon Sportgronde vir nog 'n groot uitdag in die Oeverberg Sanlam Boland Rugby Unie se kompetisie. Caledon op hul tuisveld wat gaan kragte meet teen Safkol. Hartlik welkom aan een en elk wat ingeskakel is op NH Sports TV. Natuurlik kan u vir ons sê van waar u is, wie ondersteun en wie u dink gaan hierdie kragmeting wen vanmiddag tussen Caledon en Safkol. Caledon wat van 'n gelykop uitslag uitkom op Claremont laas naweek en Safkol wat baie bevredigend gewen het op Villiersdorp. Hulle tweede wedstryd op die pad en hulle is hier so aan die kant van die Canola landerye. Moenie vergeet om te like en te subscribe natuurlik op NH Sports TV sy YouTube kanaal op YouTube nie. En dan vir ons lekker in die kommentaar seksie te sê wie jy ondersteun en wie jy dink gaan hierdie kragmeting wen en wie jou gunsteling speler is natuurlik. Hartlik welkom aan een en elk. Caledon wat natuurlik hierdie wedstryd sal moet wen as hulle volgende jaar wil deel uitmaak van die Nissan Holdings Overbuck Challenge 2026. En dan Safkol wat hierdie een ook sal wil wen in 'n groot mate om weer hul topposisie te kan beklee. Maar nietemin Safkol wat reeds op die veld is. En dan gaan ek aan hulle voorhou oor die tuisspan. En Jonathan Wabatjalaka, die kaptein wat van vooraf lei. Nommer 1 is Bradley Jumats. Nommer 2 Devin Benjamin wat sy terugkeer maak na die beginspan. Stefan Fourie op nommer 3. Dan die slotte 4 en 5 is Leighton Wilkinson en Julian Baartman. En dan die kaptein Jonathan Wabatjalaka. Hy is op 6 flankposisie vandag. Nommer 7 Devanito Keith. Nommer 8 Lute Sols. En dan gaan ons na die agterlyn toe. Dylan Jacobs op skrimskakel. Brenwan Barends. Lee Windvogel. Nommer 11, nommer 12 Riemen Moore. Nommer 13 Enrico Lamont. Nommer 14 Boerit Walburg. En nommer 15 is Dylan May. Dis die begin 15-tal van Caledon. Dan gaan ons bietjie later kyk na hulle plaasvervangerbank. En dan die besoekers, die streekkampioene Safkol. Nommer 1 Clarence van Wyk. Nommer 2 Jacqueline Radford. Nommer 3 Ralph Duay. Nommer 4 Cameron Julies. Nommer 5 Dylan Boshoff. Nommer 6 Heinrich Klaasen. Nommer 7 Rowan Henneke. Nommer 8 die alombekende Benjamin Duay, ook die kaptein van hierdie Safkol. Nommer 9 PJ Sols. Nommer 10 Heinrich Meintjies wat ook sy terugkeer maak na die eerste span toe vir Safkol. Nommer 11 Jody Cole, ook na baie lange afwesigheid terug in die eerste span in. Nommer 12 Burton Klaas en nommer 13 Likaya Tengimfene. Nommer 14 Terrence Ludwig en nommer 15 is Nazim Hood. Weer eens hartlik welkom aan een en elk wat ingeskakel is op NH Sports TV. Caledon huidiglik in die 5de posisie vir meer as 'n maand nou al. En dan Safkol wat gedurende gesak het na die 2de posisie toe. Potrevier wat die topposisie beklee. Baie om voor te speel beide hierdie spanne. Toeskouers van beide Safkol en Caledon wat Caledon Sportgroep. 13 grade hier so aan die kant van Caledon. En dan die Sanlam Boland Rugby Unie. Sy skeieregter vir hierdie kragmeting is Hendrik Windvogel al die pad van Bonnievale af. En dan in ander wedstryde waar NH Sports betrokke is die groot Sanlam Boland Derby Days, daar so aan die kant van Houston, waar Stanford Universals in Houston kragte meet.
dan die afskop wat daar behartig was. Jammer vir daardie onderbrekingkie. En dan strafskop wat eers te gaan aan Safkol. En die bal wat uitgejaag was op die 10 meter stippellyn. Eerste lyn staan van hierdie kragmeting. Jacqueline Radford se poging. En dan gaan hulle terug na Cameron Julies. Dan kom hy uit soos lang aan gee Tengi Mfene in die middelveld. Calydon oor die bal. En dan kom hy terug uiteindelik na die kant van Safkol. Soos Clarence van Wyk. Steeds aan die kant van Safkol en dan word die bal vorentoe aangeslaan. En dan gaan ons ook ons eerste skrim het in hierdie wedstryd, maar Safkol wat reeds al 'n stem dik maak op die aanval. Ingesit deur Dylan Jacobs. Dan kom hy uit. Steeds Jacobs. En daar word hy plat getrek gewoon toe. Tussen die 10 meter stippellyn en net kort van die kwart meter af. Kom hy uit Wilkinson, hy word ontmoet deur groot verdediging. Barends, agter die losgemaal, Stefan Fourie, daar kom hy uit Raymond Mo, Enrico Lamont, Tylen May, hy jaag die bal vorentoe, en in dekverdediging is het Terrence Ludix wat wag, sowel as Nazim Hoed. Terrence Ludix uit baie spoed, hy gaan groot veld, kry die aansluiting van Jody Cole, hy word plat getrek, 10 meter, kort van die 10 meter stippellyn af, kom hy uit, Heinrich Mentjies, groot pasie van Safkol, Radford. Nou gaan hy na die agterlyn, Tengi Mfene, vind Cameron Julies. Hy word plat getrek, goeie verdediging, en Calydon wat oor die bal probeer stap hierso. PJ Scholz, Heinrich Mentjies, Radford. Kom hy uit na Burton Klaasen, spasie aan die buitekant, Jody Cole. En was die bal vorentoe aangegee? Ja, strafskop gaan aan Safkol. Baie goeie hande hier deur die manne van Grabouw. Eerste geleentheid vir Safkol binne in die gebied van Calydon om die bal te plaas in hul kwartgebied. Nazim Hoed, baie goeie skop. 10 meter van die doellyn af. Tweede poging vir Radford. En gaan daar 'n lyn staan variasie wees. In sy oor gefluister deur Benjamin Dwyer, die kaptein. En dan gaan hulle Dylan Boshoff toe, dis 'n pragtige vat deur hom. Dryfmaal opgesit. Groot voorspelers van Safkol. Voordeel, onwettiglik word die dryfmaal daar so afgebring deur Calydon. 7 meter van die doellyn af. Safkol met die voordeel. Vijf meter lyn staan nou. Weer Boshoff. En hier gaan Safkol. Goeie verdediging deur Calydon. Scholz, Mentjies. Lang aangee, Terrence Ludix, hy's baie sterk Ludix. En die onderskep deur Lee Windvogel. En hier kom Calydon van agteraf, Raymond Mo. Baie goeie verdediging deur die tuisspan. En rolskop opgesit in die hande van Nazim Hoed. Hy's gevaarlik Hoed. Teenaanval kom hy.
Hy word plat getrek. Kom hy terug aan die kant van Safkool, myntjies. Kort aangee na Clarence van Wyk. Lang aangee, Radford deur die gaping. Goeie aan na Benjamin Dway. Goeie duikslag op hom. En strafskop aan Caledon. Dis briljant gedoen deur die Canola manne. Benjamin Dway, die menslike trok word in sy spore gestuit. En ek dink vir 'n oomblik daar was 'n klein aardbewing ook. Toe Stefan Fourie Dway ontmoet in die middelveld. Eerste lyn staan geleentheid vir Caledon. En dan soos hierdie wedstryd aangaan, gaan ons probeer om vir julle van die updates te gee van die ander wedstryde ook. Devanito Keat wat terug is op sy voete vir Caledon. Devin Benjamin. En hy gooi binne in die hande. Daar so van Heinrich Klaasen. Glad nie goed nie. En dan Rowan Henneke. Eerste dra aan hierdie kragmeting. Beskikbaar vir Souls. Clarence van Wyk. Hy word ontmoet deur Luther Souls. PJ Souls, myntjies, lang aangee na Burton Klaasen. Baie sterk Burton Klaasen. Caledon het probeer oor die bal stap. Dan spat hy agteruit, Souls. Baie goeie hande deur Safkool. Dra die bal oor die halflyn. Souls. Jacqueline Radford. Benjamin Dway. En nou vind hy Ludwig aan sy buitekant. Steeds Ludwig. En hy gee die bal binne in die hande van Devin Benjamin daar so. Dink vir 'n oomblik het hy weer gesoek na Dway. Kom hy uit. Wilkinson. Hy klop Ralph Dway. Steeds Wilkinson. Hy gaan hy grond toe. Bal steeds in die kwartgebied en voordeel aan Caledon. Kom hy uit. Brenwan Barnes. En hy's deur 'n halfgaping, hy word om die nek geneem. Strafskop voordeel was aan die kant van Caledon. Net bietjie minder as 10 minute. En in laas jaar se kragmeting was Safkool reeds 14 punte voor teenoor 0. En ek glo stellig beide spanne weet hier wat op die spel is. Agtertoe gegooi in die hande van Wilkinson. Beskikbaar vir Dylan Jacobs. Kom hy uit. Brenwan Barnes. Lang aangee. Stefan Fourie. Een man, twee manne. Hy word plat getrek deur Cameron Julius. Caledon wat teruggedruk word in verdediging. Brenwan Barnes. Riemann Moore. In die gaping Moore. Steeds Moore. Stamp hom man af. En hy laat Ralph Dway op sy agterend sit. Maar wen nie baie veld nie. Brenwan Barnes lang aangee. Dylan May. Was hy om die nek geneem? Ja, voordeel Caledon en Safkool sal moet vir bietjie kyk na hul verdediging. Kom hy uit. Die kaptein Jonathan Wabba. En weer eens mis Ralph Dway 'n duikslag.
Dylan May en is 'n baie goeie skop. Net kort van Safkool se kwart gebied af. Kom ons kyk of Devin Benjamin hierdie keer een van sy springers kan vind. Nog nie suksesvol gewees nie. Baie beter deur Caledon. En nou besluit hulle wil dryf maar opsit. Teen 'n baie groot Safkool span. Maar dit werk briljant vir die Canola manne. Dan bring hy tot 'n stop gebring. Barends. Riemann Moore. Hy word plat getrek. Steeds aan die kant van Caledon. Voorspelers wat nou om die draai kom. Jonathan Wabba. Binne in die kwartgebied Caledon nou. Stefan Fourie. Lang aangee. En nou die spasie. Dylan May. Gaan die alipad gaan en Caledon. As hoor. Baie beter gedoen deur die tuisspan. En ondersteuners bars uit hul nate. Moet die Dwaalbrug as hoor aan die hoekie. Barends en hy misluk met die eerste doelskop. En net weer 'n kykie daar so Dylan May. Baie goed, hy kry die bal uit. Dwaalbrug oor die witlyn. En so byna, dan was dit 'n onderskep gewees. Deur Ludix. Strafskop aan Safkool, aangeslaan en onkant. PJ Scholes. Dadelik plaas hy Safkool in die hoek. Altyd 'n grootte tussen hierdie twee klubs. Hartlik welkom aan Tuin Brikkels. Dorothy Gerber welkom, sowel as Wilmarie. Joyfred Baartman en Ronwell Adonis hartlik welkom. En hier kom Safkool, 5 meter van die doellyn af. Opgepik, Rialf Douai. Sterk loopie Douai. Benjamin Douai, Burton Klaasen, kort aangee na Tengim Vene. Steeds aan die kant van Safkool. Kort aan en aangeslaan. En ek dink is 'n bietjie miskommunikasie daar so deur die voorspelers. Skrim aan Caledon. Weer eens hartlik welkom aan een wat ingeskakel is. Op NS Sports TV natuurlik, moet nie vergeet om te like en te subscribe op ons YouTube kanaal nie, dit is gratis. Natuurlik kan jy gebruik maak van die kommentaar seksie.
Ja, nou enige telling aan die kant van Austin is Austin 8 punte en Universals nog geen punte nie. Ingesit deur Dylan Jacobs, kom hy uit Luther Souls. Hy word plat getrek op die 5 meter stippellyn van Caledon. Bokskop opgesit en gaan hy hierdie kantlyn haal. Caledon net buitekant hul kwartgebied. Caledon wat soveel goed doen op verdediging om elke hou van Safkol buite te hou. En strafskop aan Safkol, bal was afgeklap daar. En dan die man in die lug gespeel aan die lyn staan, sê, hier is skeieregter Hendrik Windvogel. En Souls 7 meter van die doellyn af. Wat gaan Safkol met hierdie een maak? Gulde geleentheid. Ons kyk wie gaan Radford selekteer hier so in die lyn staan. Baie beter gedoen deur Vanito Keith. Hy steel die bal. En Barends, hy jaag die bal terug en hy bring verligting vir Caledon net kort van hul eie 10 meter stippellyn. Nou, dit is baie goeie verdediging deur die tuisspan. En die kwaliteit van Vanito Keith, sedert hy in die eerste span is, hy het 3 kuns gedruk teen Villiersdorp, 2 naweke terug en hy doen ongelooflik goed hier so vir Caledon. Lyn staan variasie. Kom hy terug, Souls, myntjies, lang aangee, Tengi Mfene, kort aangee, stormloopie. Steeds aan die kant van Safkol. Kom hy uit Burton Klaasen wat die rolskop opsit. En dat gaan allemaal klop by die kantlyn uit. En was dit die ideale idee van Burton Klaasen op die aanval om die bal weg te skop. Beter gedoen deur Jonathan Wabba. En hier kom Caledon. Dryf maar opgeset. Steeds hou hulle die bal binne. Kom hy uit, Barends. En jaag nie die bal uit nie. En hier kom Terence Ludwig. Lang aangee. En Nazim Hoed, hy word ontmoet. Deur Enrico Lamont en onder druk geplaas. Bokskop opgesit hierdie keer deur Souls. Ingewag deur Dylan Jacobs. En hy word plat getrek. Voordeel sê die skeieregter en dis die tweede hoogvat. Kom hy uit, Stefan Fourie. Deur die gaping Fourie. Steeds Fourie. Hy klop. Jacqueline Radford. Baie beter deur Caledon. Thomas, groot loopie. Weer voordeel hoogvat. En Safkol wat hier 'n man gaan moet afstaan. Souls. En hy klop hierdie keer Rowan Henneke. Steeds Caledon. Skoppie opgesit. Baie beter in die spasie. Dis briljant gedoen deur die Canola manne. En nou die skare wat begin saamgesels in hierdie kragmeting.
Afgeneem deur Safkol aan die lyn staan. Baie goeie verdediging deur die streekkampioene. Voordeel Safkol. Vinnige tik en speel Souls. Hy's baie vinnig Souls. Steeds aan die kant van Safkol. En uitgeboender by die kantlyn. Baie goeie beslissing deur Souls om uit hul kwartgebied uit te kom. Maar moes liewer gee vir myntjies om die druk te verlig. Baie beter gedoen. Tavanito Keith, hy gaan grond toe. Kom hy uit, Barends. Trap 1 man, steeds Barends. Hy gaan grond toe. Beskikbaar vir Dylan Jacobs. Lee Windvogel. 1 man, steeds Windvogel. En hy gee die bal terug in die kant van Safkol. Rolskopie opgesit. In die hande van Dylan May. Hy trap 1 man, May. Steeds May. Klop 2 man. Dan word hy plat getrek deur Ludix. Jacobs. Wilkinson, hou 'n man besig. Strafskop van Caledon. En die voorspelers van Safkol wat omtrent belemmer word. En hulle gaan hul dissipline moet hou. Barends. En hy bring homself in Caledon tot binne die kwartgebied van Safkol. Baie goed gedoen. Dryfmaal opgeset. Dan gaan hulle grond toe. Kom hy terug aan die kant van Caledon. Kom hy uit. Enrico Lamont aan die middelveld. Steeds aan die kant van Caledon. Dylan Jacobs. Brenwan Barends. Strafskop. Aan Safkol. Omgekeerde bal besit. Nazim Hoed. Gaan hy die bal uitjaag. Baie goeie skop Hoed. Hulle noem hom Houtie van die strand. En hy bring Safkol weer terug in die gebied van Caledon. Caledon guldige geleentheid. Laat glip. Om punte te kon aanteken in die gebied van Safkol. Wie gaan Raad vir hierdie keer selekteer? Goed gedoen deur Boshoff. Myntjies. Benjamin Douay. En hier kom Rowan Henneke. En hierdie keer laat hy Luther Souls op sy agterend sit. Goed gedoen. In die spasie. Lang aangee. Jody Cole. 'n man om te klap. Safkol. Baie goeie verdediging deur Caledon. En die 3 word toegeken. Baie goed gedoen Safkol om terug te slaan. Telling gelyk op, skop om te kom.
PJ Scholes om te verdoel van die kantlyn af. Goeie skop. Ongelukkig misluk hy met die doelskop. Telling 5 elk. Net weer 'n kykie daar, so groot spasie aan die buitekant. En baie goed die bal wyd gespeel deur Myntjies. Safgoal gaan uiteindelik oor die doellyn na 25 minute. Barends wat spel weer gaan begin. Skop hom baie diep hierdie keer en ingewag deur kaptein Benjamin Douay. Bring hom terug Heinrich Myntjies. Sit die bal oor deur die verdediging in die hande van Dylan May. Baie spoed May, baie krag May. Dan gaan hy grond toe. Steeds aan die kant van Caledon. Devin Benjamin. Nie baie dra in hierdie kragmeting nie. Barends. Weer vir Wilkinson. Dylan Jacobs. Barends. Deur die halwe gaping Barends. Vind Enrico Lamont aan sy binnekant. Steeds Lamont. Hy's baie sterk Lamont. En nie seker, bal was aangeslaan. Ja, in die kontak. Safgoal met die teenaanval. En hier kom hulle nou. Voordeel Caledon wat oor die bal val. Geleentheid hier van Nazim Hoed. Bal by die kantlyn uit te jaag. En hy gaan nie die bal uitjaag nie. In die hande van Dylan May. Hy's gevaarlik May. Klop 1 man, 2 man. Hy gaan die grond toe. Lang aangee. Julian Baartman. Was hy om die nek geneem? Nee. Steeds aan die kant van Caledon. Barends. Lang aangee. En hier kom Lee Windvogel. Hy's baie sterk Windvogel. Van die aansluiting. Baie beter. Binne die kwartgebied van Safgoal Caledon. Tavanito Keat. Hy word plat getrek. Beskikbaar vir Dylan Jacobs. Fop aangee, Jonathan Waba, groot duikslag op hom, deur die Douay broers. Dylan Jacobs, en aangeslaan in die kontak. Baie groot wedstryd tussen hierdie twee klubs. Huidige telling aan die kant van Houston. Houston steeds 8. Universals 3 punte. Skrum aan Safgoal in hul kwartgebied. Net bietjie minder as 10 minute speeltyd in die eerste helfte. Groot skrum. Maar hy stort in hy gaan moet hervat word.
Weer geleentheid vir Souls. Baie beter skrim van Safko. Voordeel sê die skeieregter. Voor hy wat opstaan. Safko met 'n baie groot agtal. Briljante rugby op dus. Benjamin Dwai. Gaan die bal by die kantlyn uit? Nee. Lievant Vogel kry die aansluiting. Brenwan Barends. Hy word plat getrek in voordeel en hier gaan beslis 'n man. Wie steeds Windvogel, hy's baie goed Windvogel. 7 meter van die doellyn af. Ja. Jammer vir daardie een dames en here, want daai was 'n groot duikslag en natuurlik gaan die iemand koelkas toe. 3 hoogvatte. En die manne wat nou wil boks. Geel kaart. Ralph Dwai. En Ralph Dwai wat uit sy aftrede gekom het. En hy moes maar liewer gebly het daar. Baie wedstryde agter sy naam, baie kampioenskappe agter sy naam, Ralph Dwai. Glad nie goeie nuus vir Safko nie. 'n Man aan die voorry af. En dan word Rowan Henneke word afgebring vir Apiwe Siwai om die voorry standvastig te maak vir Safko. Want dit was Caledon se opsie. Groot skrim. Groot skrim deur Caledon. Kom hy uit. Davanito Keith. 'n Strafskop aan Caledon. Wat gaan hulle maak met hierdie geleentheid? 7,5 minute. En hulle besluit hulle gaan weer die skrim voer.
Is baie moeilik om met 7 man te skrim. Groot skrim weer eens. En weer die voordeel. Daar kom hy uit. Steeds aan die kant van Caledon. Nuwe voordeel sê die skeieregter. Dylan Jacobs, Brenwan Barnes. Na Lee Windvogel, hulle het gewag vir hom. Lange aangee. Aan die buitekant is Devon Benjamin. Caledon steeds met die voordeel. 5 meter van die doellyn af. Stefan Fourie stamp 'n man, 2 man af. Bal wat lospad. Kom hy uit. Strafskop 5 meter van die doellyn af. Wat gaan Caledon maak met hierdie geleentheid? Hulle besluit hulle gaan weer die skrim voer. Weer een strafskop aan Caledon. En hierdie keer val Safkool uit mekaar uit in die skrim. En dis glad nie hoe ons die kampioene ken nie. En natuurlik spanwaarskuwing deurgegee na Benjamin Dwyer en sy troepe. En natuurlijk weer is die skrim besluit vir Caledon. Groot skrim deur Caledon. Hierdie keer stap hulle weer met die bal. Kom hy uit, Dylan Jacobs. Kort aangee, Riemann Moore. 5 meter van die doellyn af. Daar kom hy uit. Barnes. Lang aangee, Dylan May. Hy kom by die voorspelers om. Steeds aan die kant van Caledon. Little Wilkinson. Baie naby, half meter van die doellyn af. Kom hy uit. Steeds aan die kant van Caledon. Baie diep gekrap. Riemann Moore. Baie goeie verdediging deur Caledon. Jammer deur Safkool. Dylan Jacobs het besluit hy gaan self. Steeds aan die kant van Caledon, diep gekrap. Kom hy uit. Jonathan Wabba. Baie goeie verdediging. Little Wilkinson. Hy word teruggebring. Dis briljant gedoen deur die streekkampioene. Weer een strafskop aan Caledon. Safkool se puikverdediging.
Caledon het besluit, hulle gaan weer skrum. En Safkol se verdediging wat baie goed is. Minuut en 'n half om te gaan. Ingesit deur Dylan Jacobs. Kom hy uit. Jacobs is alleen. Gaan hy help wat? Jonathan Waba. Goeie verdediging Safkol weer eens. Kom hy uit. En dis halftyd en baie goeie verdediging deur Safkol. En dis rustig hier so aan die kant van Caledon Sportgronde. Caledon 5 punte, Safkol 5 punte. Wat 'n fantastiese eerste 40. Ons gaan net 'n breekie vat. Dan gaan ons terug wees vir die tweede helfte. Bly ingeskakel dames en here.
Reg dames en heren, is terug vir die tweede helft en rustyd was 5 punte elk. En die helft toe hy steeds in die koelkas. Gaan nog omtrent 4 minute moet uitdien. En nietemin Safkol met die afskop. Dan kom hy terug aan die kant van Caledon. Strafskop aan Safkol. Guldige geleentheid om die voorsprong te neem. En Soos besluit, hulle gaan die bal in die hoek sit. Baie goeie skop. Die bal was by die kantlyn uit. Hartlik welkom aan een en elk wat ingeskakel het nou net. Ons is regstreeks aan die kant van Caledon Sportgronde, Safkol teen Caledon. Ons die eerste lyn staan van die tweede helfte. Baie goed gedoen deur Cameron Julius, kom hy uit. Heinrich Meintjies, fop aangee. Burton Klaasen, groot uitslag op Klaasen. Steeds aan die kant van Safkol kom hy terug. Sols, Apiwe Siawi. Steeds aan die kant van Safkol, Benjamin Douai, klop hom aan. Steeds Douai. Vinnige tik en speel Sols, hy is alleen. Voordeel, Caledon wat nie 10 meter was nie. Kom hy uit. Baie beter, deur die manne van Grabouw. Radford, en hy is baie naby. Steeds aan die kant van Safkol, maar daar was voordeel. Wat gaan die beslissing wees? Tik en speel is op die spyskaart. Clarence van Wyk. Half meter van die doellyn af. Radford. Steeds aan die kant van Safkol. Safkol is hulle oor, nog nie. Baie naby en die manne wat skree. Opgehou, baie goeie verdediging deur Caledon. Riauf Douai, wat ook op die veld kom. En hy gaan natuurlijk standvastigheid bied saam met Rowan Henneke. En Apiwe wat van die veld afkom. Hy het 'n goeie 10 minute gehad in verdediging. Man van Ceres. Dan 'n paar spelers wat daar so 'n mediese aandag kry. Die toeskouers het uitgekom, het hartlik welkom aan hulle. Volgepakte Caledon Sportgronde.
ingesit deur Souls. Baie beter skrim. En hier gaan Safkol, gaan hulle oor. 3 word toegeken. Benjamin Dwai, die kaptein. Hy maak sy stem dik en hy gaan oor die doellyn. En dis hoekom hulle kampioene is. Hulle weet hoe om terug te kom in enige kragmeting. Souls om die 2 by te voeg. Hy tref hom en hy slaag en die telling word aanskuif 12 punte teenoor 5. Net weer 'n kykie daarso. Baie beter skram vandat Ralph Dwai op die veld is. Dit is baie goed gedoen. En as die tweede 3 van Safkol. Caledon wat die geleentheid gehad het om die voorsprong te neem net voor rustyd. En dan Eslin Johnson wat ook op die veld kom. Hy gaan Jurien Baartman vervang op slotposisie. Barends, baie goeie afskop. Ingewag deur Dylan Boshoff, pragtige vat uit die lug uit. Beskikbaar vir Souls. Rowan Henneke. Hoogvat, voordeel aan Safkol. Vinnige tik en speel. Baie goeie taktiek deur Safkol. En hier kom hulle Heinrich Myntjies. Benjamin Dwai. Caledon oor die bal, goeie verdediging. Barends. En was die bal vorentoe aangeslaan. Skeieregter sê speel gaan voort, bal was nie uitgeskop nie. Souls. Baie goeie loopie deur Burton Klaasen in die middelveld. Clarence van Wyk. Dra die bal oor die halflyn. Kom hy uit. Cameron Julius. Steeds aan die kant van Safkol. Lang aangee. Steeds aan die kant van Safkol. Baie goed gedoen, maar bal weer afgeneem deur Tengi Mfene. Hy is baie sterk. Kom hy uit. Van Wyk. En hy vind Ralph Dwai aan sy buitekant op vleuelposisie. Benjamin Dwai, is gevaarlik Dwai. En hy gee die bal binne die hande van Brenwan Barends. Kom hy uit, Wilkinson. Druk hem aan af Wilkinson. Eslin Johnson. Sy eerste dra. Strafskop aan Safkol. Goeie geleentheid om die telling te strek na 5 punte, 10 punte. En hulle gaan net so maak. Souls met 'n skop van rondom 25 meter. Hy tref hom. Dis tussen die middel. Telling wat aanskryf 15 punte teenoor 5.
Caledon in die moeilikheid hier so, 10 punte agter nou. Barends, baie hoë bal gehang. En die bal wat deur, en in die hande van Enrico Lamont. Kom hy terug aan die kant van Caledon, lang aangee. Steeds aan die kant van Caledon, Riemann Moore. Hy gaan grond toe Caledon, 7 meter van die doellyn af. Jonathan Wabatialaka, groot duikslag op hom. Ashlyn Johnson. Dylan Jacobs. Wilkinson. Hy gaan grond toe. Stefan Fourie. Barends. Spasie aan die buitekant. Steeds aan die kant van Caledon. Kom hy uit, Stefan Fourie. Goeie duikslag op Fourie. Lamont, lang aangee. Lee Windvogel, kry die aansluiting na die binnekant. Strafskop aan Caledon. Onkant Safko. En nou die manne wat mekaar gryp. Hierdie een baie persoonlik. Tussen hierdie twee manne. Dwayne Lamont. Barends en Caledon besluit, hulle gaan aan die pale toe. Flawer opgaan. Telling waar aanskuif is 8 punte teenoor 15. Caledon nog steeds nie uit die moeilikheid uit nie. Huidige telling op Austin is Austin 20, Universal 17. En die wedstrijd wat ook afgelas is, die eerste spanwedstrijd tussen Claymont en Genarendal. Aangeslaan vanaf die afskop af en hier kom Safko met die teenaanval. Sols. Voordeel aan Safko. Myntjies. Prachtig deur die hande, Safko. En er die afdwaai. Sterk loopie. Kom hy uit. Goeie hande. Safko aan die buitekant en alles hoor. Baie goed gedoen. Vinnige hande en Ludix is oor die doellyn. Sols om te verdoel van die kantlyn af. Tref hom. Lyk goed.
Die Flower opgaan. 22 punte teenoor 8. Baie goed Safko. Net weer 'n kykie daar so die omgekeerde besit. Vinnige hande van die kampioene. En Ludwig is hoor in die hoekie. Teswin de Silva en Rasool wat op die veld kom. Hulle gaan onderskeidelik. Heinrich Klaasen en Burton Klaasen vervang op die veld. En ook Gaston Smit en Brenwell Snyders wat op die veld is. Barends met die afskop. Kom hy terug aan die kant van Caledon. En skrim aan Caledon. Nog baie tyd in hierdie kragmeting. Maar Caledon natuurlik wat nie te ver agter wil raak teen die kampioene nie. Dan gaan dit baie moeilik wees om terug te kom teen hulle. Groot skrim. Dan kom hy uit. En opgepik deur Rasool. Caledon se skrim goed onder druk gesit. Radford en onderskep deur Jonathan Waba. Hy word plat getrek. En hier kom Caledon. En dan net ook. Die skeieregter sê daar was 'n vorentoe aangegee. Ongelukkig dat we niet ook kiet. Ingesit deur Sols. Stabiele skrim. Kom hy uit myntjies. Fop aangee, Teswin de Silva. Kry die aansluiting. En was die bal aangeslaan, ja. Maar nou wat so 'n bietjie gly, veld was nat nog vroeër. Net 'n regstelling, dit is nie de Silva nie, dit is wel Halen Klaasen op die binnensenter posisie. En hy is baie sterk, Halen Klaasen. Hy het reeds al provinsiaal gespeel. Vaskopskrim deur Safko. Kom hy uit, Rowan Henneke. En hy breek los, Henneke. En hy soek die aansluiting. Steeds aan die kant van Safko. Clarence van Wyk lang aangee, spasie aan die buitekant. En as hy moet. Hy gaan oor in die hoekie. Baie goed gedoen Safko en dis die bonuspunt. En dis pure kwaliteit van Grabouw. En dit gaan baie moeilik wees vir Caledon om weer terug te kom in hierdie kragmeting. Ek dink hulle het hulle alles gegee in die eerste helfte. Dalk te veel gegee. Maar hierdie is die kampioene. Hulle wen wanneer dit saak maak. Sols, misluk met die doelskop. Die telling waarop bly 25, 27.
20 punte teenoor 8. Net weer 'n kykie daarso. Groot loopie deur Henneke. Teen sy ou spanmaats. En hy bars los en hy dra die bal gemaklik op tot in die kwartgebied van Caledon. En daar vandaan was dit goeie hande gewees. En Safkol het geluk gehad aan die buitekant en Nazim Hoed is oor vir die bonuspunt 3. Afgeskop deur Langford. Aan die hande van Dwai. Dwai het momentum gevind, Dwai. Baie sterk is hy. Steeds aan die kant van Safkol. En hier gaan hulle weer. Baie goeie verdediging deur Caledon. Snyder sy jaag Safkol terug. En hy bring verligting vir Caledon. Wieren Arendse wat ook op die veld kom vir Caledon. Goed gedoen deur Boshoff aan die lyn staan, myntjies. Hierdie keer vir Rasol in die middelveld. Kom hy uit. Cameron Julius. Dan kom hy terug. Bal wat lospad. En nou voetresie aan die gang. Caledon oor die bal. Is baie goed gedoen. Dan kom hy uit. Dylan Jacobs aan die hande van Liefenvogel en amper. Was dit die gilde beslissing gewees? Daar was spasie aan sy regterkant gewees. Lyn staan aan Safkol in verdediging aan hul kwartgebied. 20 minute speeltyd oor. Baie wat kan gebeur. Maar vir Caledon sal hulle moet punte kry. Skeef gegooi, sê die skeieregter. En die manne wat net mekaar wil gryp. Ulselie ook op die veld. Baie vinnig gegooi deur Caledon. Dryfmaal opgeset. En hier kom Caledon. Dit lyk baie beter. Beskikbaar vir Dylan Jacobs. Stefan Fourie. Gaan hy skuins oor die veld. Baie goed ontmoet in verdediging. Voordeel. Kom hy uit. Spasie aan die buitekant. Hande aan die buitekant. Caledon! Brenwan Snyders! Wat sê die skeieregter? Weer eens baie goeie verdediging deur Safkol.
draagbaar wat op die veld gebring word en dit lyk na 'n speler van Caledon. Huidige telling aan die kant van Houston is Universals wat baie goed teruggekom het. 3 gedruk deur Ronaldo Isaacs en Universals voor 27 punte teenoor 23. Tukken speel en hier kom Stefan Fourie. Hy word ontmoet deur goeie verdediging van Safkol. Afgeneem, aan die duikslag aangeslaan sê die skeieregter en hier kom Safkol.
Raad toe die bal van uit hulle kwartgebied uit. Baie goeie loopie. Deur Tengim Veen, hè. Clarence van Wyk. Rowan Henneke uit, baie spoed Henneke. Om die nek geneem deur Stefan Voorheen. Dit kan groot implikasies beteken. Rasool. Groot spasie aan die buitekant van Safko. Lange aangee Terrence Ludix. Hy te veel spoed Ludix. En hy gaan oor. Baie goed gedoen. Safko, net te veel spoed, net te veel krag. Telling Oranje skryf 34 punte teenoor 8. Net weer 'n kykie daarso. Blitsige hande wat uitkom. Die aangee van Allen Klaasen na Ludix toe. En die rest is history. Shane Kenneth en Bertram Opperman wat ook die veld vat, sowel as Ricardo Klaasen vir Safko. 15,5 om te gaan. Calydon wat net goed gelyk het vir die eerste helfte. Ongelukkig. En daar kom Teswin de Silva ook op. Apiwe Siwai, hy gaan Real Dwai vervang. Afgeskop deur Langford. Myntjies. Bal wat deur die hande gaan. Baie goed Safko. Kom hy uit. Apiwe Siwai. Baie sterk Siwai. Ricardo Klaasen. Heinrich Myntjies. Fop aangee. En hier kom Ludix weer. En hy het 'n man aan sy buitekant. En is Nazim Hoed. Sy tweede 3. En hy druk hom gemaklik. Telling Oranje skryf 39 punte. En nou gaan Calydon met keer vir die 50. Dat is net te goed om gekeer te word. Ricardo Klaasen, hy sit 2 by telling wat daar aanskryf 41 punte teenoor 8. En dis 'n herhaal van die eerste ronde kragmeting. Calydon net met minder punte. Grant Manuels wat ook op die veld kom. Vir Calydon. Langford, hy hang hom baie hoog. Baie goed gedoen vanaf die lyn afskopbal. Ricardo Klaasen. Heinrich Myntjies aangeslaan. Skrimman Calydon.
Skrum wat gaan hervat word. Skrum net buitekant die kwartgebied van Safkool. Weer eens vaskop gehak. En die skram wat vir die derde keer gaan hervat word. Huidige telling aan die kant van Arniston is Siok 17, Botla 10, Botrivier 10. Hier kom Caledon. Eerste dra vir Grant Manuel. Net kort van die kwartgebied af. Steeds kom hy terug aan die kant van Caledon. Langfoot, lang aangee. Enrico Lamont. Baie gedoen in hierdie kragmeting. Ongelukkig te min. Dylan Jacobs. Lang aangee. Deur Mo. Ronaldo Abrams. Goeie verdediging op hom. Kom hy uit Langfoot. Kort aangee. Wieden Arendse. Langfoot deur 'n halfgaping. Word plat getrek deur 'n myntjies. Goeie verdediging Safkool. Kaptein Jonathan Wabatialaka. Hy word plat getrek deur Harlan Klaasen. Jacobs. Eslin Johnson. Goeie verdediging op hom. Safkool wat baie goed doen om Caledon buite hulle kwartgebied te hou. Langfoot. Riemann Mo, hy besluit hy gaan die kontak hierdie keer neem. Lamont. Hierdie keer vir Alsel, 'n groot duikslag op hom. Aangeslaan in die kontak. Goeie verdediging deur die kampioene. Die Caledon wat regte waar hierdie tweede helfte baie verkeerd benader het. Kinders wyn. Skram wat in die stort. Hy moet gaan hervat word. Huidige telling aan die kant van Houston is Houston 30, Universals 30, groot wedstryd wat daar aan die gang is, maar nietemin groot skrim. Strafskop gaan aan Safkool. Goeie skop deur Ricardo Klaasen na die lyn toe.
Kom hy terug aan die kant van Caledon. Langford. Gaan deur 'n gaping, steeds Langford. Dan gaan hy grond toe. Dylan Jacobs. Karsten Smit. Steeds aan die kant van Caledon. Wilkinson dra die bal oor die 10 meter stippellyn. Langford. Lang aangee. Lee Windvogel. Baie spoed Windvogel. En Riemann Moore. En vir 'n oomblik het dit gelyk asof die skeieregter sê die bal was uit, of nie uit nie, jammer. En Lamont, en hy gaan al die pad gaan. Konsolidasie 3 vir Caledon. 5,5 om te gaan. Telling wat aanskuif was 13 punte teenoor 41. Langford hy tref hom nie genoeg nie. En dis die einde van die kragmeting. En Safkol wel verdien 41 punte. Caledon 13. En dan namens die Nissan Holdings en NH Sports TV wil ons graag ons medelee betoon aan die Jonas familie van Kleinmond wat die dood afgestaan het van James Jonas in die tweede spanwedstryd van Genadendal en Kleinmond. James Jonas was 44 jaar oud. En graag wil ons ons simpatie betoon aan die klub, sowel as die familie. Mag die Here hulle versterk en vertroos in hierdie moeilike tyd, sowel as die klub. Ja, dames en here, dit is al van ons kant af hier by NH Sports TV. Dankie dat julle ingeskakel was vir 'n baie goeie kragmeting is in Caledon en Safkol. Ja, volgende weer gaan ons weer terug wees, maar ons gaan nie sê waar nie, maar wees gerus op die uitkyk op ons blad, op Facebook, en dan sal ons vir julle kan sê waar ons gaan wees. Maar vir eers, baie dankie dat julle ingeskakel was op NH Sports TV. Moenie vergeet om te like en te subscribe, natuurlijk op ons YouTube kanaal, dit is gratis. En dan weer eens, hartelijk geluk aan Safkol, met die wen hier op Caledon. Ja, dat is al van ons kant af, dames en heren, tot de volgende keer. Daarmee teken ons uit.